Welkom terug na die nuwe seisoen van Koppietee-Fontein is hier. Dis met ons en ons gesels vanoggend met Jacques de Priester. Goeiemôre. Goeiemôre, hoe gaan met julle? Goed en met jou? Lekker, dankie. Ja, ek wil dit vir ons oor die nuwe seisoen praat. Wil ek dit terugvat al die pad toe Koppietee-Fontein begin het. Hoekom en hoe het hierdie idee ontstaan? Daai was lank terug. Kyk, ek is 'n teedrinker van kleins af. So een keer het ek gedink, as ek nou ons huis 'n naam kon gee, jy weet mos as 'n mens, veral by die kuslyn so ry, dan almal het mos vir hulle huis 'n naam gegee. Toe dink ek, as ek vir ons huis 'n naam kan gee, dan noem ek dit Koppietee-Fontein. Maar dit was sommer vir die grap. En toe in COVID het ek begin om so blog te skryf, 'n Facebook blog, met die titel Koppietee-Fontein. En dit het gewild geraak, mense het lekker dit gelees en was baie betrokke daarbey. En toe besluit ek, nou maar kom ons maak dit 'n TV-program waar ek gaan tee drink by mense. En die idee is dat dit moet daai gevoel hê dat as ek by die mense sit en tee drink by hulle huise, moet die kyker ook half kan 'n koppie tee gooi en amper deel word van hierdie gesprek. So ons kyk baie na foto's byvoorbeeld en gesels, maar die tee drink is nogal 'n belangrike aspek, want baie keer dan kom ons op 'n plek en sê die gaste, moet ons regtig tee drink? Ja, ons moet, ek wil dit nie jinx nie, hierdie gaan oor tee. So behalwe as jou naam nou Beyers Treater is, dan mag jy dalk iets anders gaan gooi, maar andersins moet dit tee wees. Nou, die is so goed met die tee beginsel agterna. Koppietee-Fontein het altyd die driehoekige teepotjies wat julle vir mense gee. Dit is my die heel weirdste, maar tog die mooiste potjie op die planeet, die vormpie. Vir waar kom die idee vir die driehoek teepotte vandaan? Jy sien, ek wou baie graag, ek het daai tyd, waar ons woon nou op die oomblik in Somerset Wes, het ek met Makassar is 'n gedeelte net so buite Somerset Wes en daar is Makassar Pottery. So ek het eendag so intoe gegaan, toe sê ek vir hulle, ek wil graag iets unieks maak wat ek as 'n geskenk wil gee as 'n teepot vir die gaste op die televisie. En toe so 'n bietjie gedesign, ek het my idees gegee en toe maak hulle vir my 'n voorbeeld en toe voilà, toe sit daar. Dit was nogal moeilik baie keer, ek onthou veral in die tye met baie load shedding, was dit al so hitte of ek het nie 'n teepot gehad. Dit is nogal 'n storie om dit reg te kry, laat die kraak en laat dit nie breek nie. Maar wat baie lekker is ook, ek kan daai teepotte nou verander. Partykeer maak ek hulle gekleurd, ander kere sit ek kuns daarop. Ander kere woorde, ek het 3 jaar met ons 100 teepotte uitgestal by in die Boskunstefees met Afrikaanse woorde vir Afrikaans 100. So dit het nogal vir my 'n hele wêreld van teepotte oopgemaak. Maar ja, hierdie jaar kry my gaste weer eens 'n teepot. Dit lyk dalk bietjie anders as die ander seisoene. Maar ja, dit is vir my, dit is iets eie aan Koppietee-Fontein. En die teepotte het jou kreatiwiteit in. Ja. Mense besef nie altyd dat jy, behalwe vir musiek, dat jy ook 'n kunstenaar is nie. Ek bedoel, daar's nou al, jy slaan hand aan doek en maak baie mooi skilderye ook. Waar kom die inspirasie vir dit alles vandaan? Ek dink alles gaan vir my oor kleur. So enige kleur, jy weet, as ek byvoorbeeld na verf vat en ek het nou 'n canvas en ek kan net verf daarop gooi, geel verf en dit bondel so, dan is ek klaar geïnspireerd. So ek is glad nie van daai tipe kunstenaars wat baie mooi prentjies kan teken of hier waar ek by die see sit, die see kan skilder of daai tipe van goed nie. Ek is net geïnspireerd deur kleure en vorms en sirkels en so aan. Ja, dit is 'n ongelooflike ding. As my hande kan vuil wees van verf, dan dit maak my baie gelukkig. Ek dink dit is 'n baie terapeutiese ding ook. Ja. En ek het al agtergekom, as ek iets verf by die huis, dan na rukkie as ek nou daar klaar is en ek was my hande, sonder dat ek besef,
dan's ek onder by die klavier besig om te speel en te sing. Daar's iets net kreatiefs omtrent dit, jy weet. So ja, is moeilik om te verduidelik, maar as dit in jou is, dan is dit maar net binne in jou. Ja. Vertel ons van die nuwe seisoen van Koppie Teefontein. Waarna kan kykers uitsien? Lieflike gaste. Kyk, daar is, as ek my sin kon kry, wil ek nog met elke liewe mens, rugby speler, besigheidsman, akteur, aktrise, balletdanser. Ek sou graag met almal wil tee drink, want dit is die interessantste ding. So daar is nie 'n meer belangrike of 'n minder belangrike gas nie. Dis maar net 'n kwessie van elke reeks het maar net 13 plekke en ons probeer dit altyd so organiseer dat daar, jy weet, sangers, mense van die vermaaklikheidswêreld is, akteurs, maar ook besigheidsmense, ook sportsterre en so aan. Maar daar is weer lieflike mense. Ek weet, ons het klaar geskiet met Toby Cronje, dit was my baie lekker. So absolute legendariese akteur. Ons was by Rina Higu. Ons was, wat fantasties was om te sien, jy weet, om met haar oor haar lewe te gesels. En die interessante foto's waarna ons kyk. Hierdie jaar het ons dit so bietjie verander. So ons kyk nie na die foto's in kronologiese volgorde nie. Ons het klomp foto's en dan kies hulle amper soos kaarte, soos wanneer jy 'n magical, jy weet, wanneer 'n ou wat kantoor vir jou kaarte wys en jy moet een kies. En dan gesels ons oor daai foto. Ag, en dit bly vir my interessant dat as mense fisies kyk na 'n foto, nie op 'n selfoon nie, maar net daai stukkie papier hier voor hulle, hoe die emosies wat dit kan ontlok op die ouens van die dag. En dit laat my baie keer dink dat ons moet ook bietjie meer foto's weer print as ons kan. Want jy weet, goeders is als op deesdae in 'n cloud of op ons selfone elders. Ons print eintlik min foto's. So miskien as mens daai saadjie ook kan plant, dat 'n mens nog moet onthou, jy weet, om foto's en dan te print en dit dalk in 'n fotoboks te sit. So dit is baie lekker. Wie sal nog? Ons het ook besigheidsmense hierdie jaar, maar ons is nog nie klaar geskiet nie. Ons is nou so halfpad. So daar is nog so 8 episodes wat ons nog moet skiet voordat ons nou hierdie ding klaar is. En dan natuurlik oordat dit eindig daar by Kerstyd, het ek altyd 'n spesiale Kersfees, koppie tee. So dit gaan ook baie lekker wees. En ja, die teepotte. Die teepotte is interessant. Ja, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Geluk met die nuwe seisoen en die menslikheid agter elke nuwe seisoen en die kreatiwiteit wat daarmee gepaard gaan. Dit begin môre, die 7de, Dinsdag die 7de Oktober om 09:30 op kyk net. Baie geluk daarmee en dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie en ek hoop ek kan nog met julle ook 'n koppie tee drink eendag van 'n tyd. Ons enige tyd, ons is hier daarvoor. Julle is so famous, ek moet so gou as moontlik. Julle, nie Jennifer. Nee, ek weet nie daarvan nie, maar ons is gewillig vir die tee. Okay. Baie julle dankie. Dit is die lieflike Jacques de Priester. Bly daar waar jy is. As ons terug is dit tyd vir jou nuus, jou weer, finansies en dan gesels ons sport.